In die hartjie van Pretoria, tussen geboue, skole, kerke en mense, is 'n klein verlate koshuis. Die koshuis is sowat 40 mense se veilige hawe, 'n woning vir die wat nie 'n ander plekkie het om te bly nie. Die omstandighede laat 'n mens dadelik dankbaar voel vir wat jy het, en laat jy vergeet van wat jy nie het nie. 'n Lang, donker gang is die voorstoep vir die inwoners. Meeste inwoners is bejaardes, maar jong mense met hulle eie kinders steek skaam hulle koppe by die deur uit. Die badkamers is oud, koud en vervalle. Daar is wasbakke en toilette in die donker badkamer en die vloere is nat van fatiewe dreinering. Afgevaardigdes van die Algemene Diakensvergadering van die Hervormde Kerk het Woensdagoggend die skuiling in Pretoria besoek om eerstehands te sien watter nood daar heers. Die vergadering gaan die volgende paar dae besin oor hoe hulle die nood in die samelewing ten beste kan aanpak. Marie Botha woon al 'n paar jaar in die skuiling en terwyl jy met haar praat, begin haar stem bewe van hartseer. Maar ek is hardkoppig, ek wil nie luister nie. En ek wil op my eie wees, ek wil nie gebind. Ek het nie 'n boyfriend nie, my man is al, seker al maklik 15, 16 jaar terug oorlede. En ek het 2 kinders aan die dood afgegee. Sy en van die ander inwoners meen hulle betaal tot R300 per maand vir krag. Toe sit hulle vir ons die meters in. En ons betaal prepaid, ek betaal partykeer R200-300 om die hele maand deur te kom. Maar steeds sny die munisipaliteit die krag glo af, omdat die gebou se rekening agterstallig is. Niemand in die skuiling betaal hier nie, wat 'n verligting is vir baie van die inwoners, maar wat ook beteken daar is geen geld om instandhouding te verseker nie. Ag, weet ek bid. Ek bid en ek vra die Here dat hy vir my krag moet gee, dat ek kan opstaan, dat ek my dinge kan doen. Ek bid vir al my kinders, ek bid vir baie dinge. Ek vra hulle dat 'n hulp van bo kom. En daar is net een wat dit kan doen, en dit is daarbo. Die kamers is klein en hulle besittings word in elke hoekie ingedruk. Sommiges het meer as ander. Die vloere is vuil, nat en koud. Inwoners aan die linkerkant van die gang word gegroet deur die oggendson en hitte wat daarmee saamkom. Maar inwoners aan die regterkant bly in die skadu van die gebou en winters is vir hulle baie moeilik. Baie van die inwoners wat met Beeld gepraat het, wil 'n beter lewe hê. Maar wanneer 'n mens met hulle praat, is dit amper asof die wil om te baklei net verdwyn het, tussen hulle drome en wense. Sommiges benodig klere, ander ietsie om te eet, en dan is daar 'n hele paar hartsmense wat net 'n geselsie of 'n drukkie wil hê.